Hallo almal, het jy al ooit gewonder hoe om 'n perfekte wetenskaplike diagram te teken? Wel, in die wetenskap is duidelikheid alles, en een van die beste maniere om iets duidelik te maak, is nie met woorde nie, maar met 'n prentjie. Om die waarheid te sê, 'n perfekte wetenskaplike diagram. Vandag gaan ons presies kyk hoe om een te maak. Dis 'n vaardigheid wat jou gaan help om enige ingewikkelde idee super eenvoudig en akkuraat oor te dra. So is jy gereed? Kom ons spring weg. Goed, kom ons kry een ding dadelik reg. 'n Wetenskaplike diagram is glad nie dieselfde as 'n kunswerk nie. As jy hier kyk, aan die linkerkant sien ons kuns. Dis vol emosie, kleur, agtergrond, die hele shebang. Maar aan die regterkant, dis pure wetenskap. Dis 'n instrument wat feite wys. Hier gaan dit alles oor presisie. Elke liewe lyntjie het 'n doel en daar is absoluut geen plek vir enige iets wat nie noodsaaklik is nie. En dit, mense, bring ons by ons heel eerste goue reël. Presisie is altyd belangriker as 'n mooi prentjie. Weet jy, die reëls vir wetenskaplike tekeninge is nie daar om jou kreatiwiteit dood te smoor nie, glad nie. Hulle is juist daar om seker te maak alles is glashelder. Ons doel is nie om iets moois te maak nie, maar om iets te skep wat 100% feitelik korrek is. Hierdie aanhaling tref die spyker op die kop. Dink 'n bietjie daaroor na. 'n Wetenskaplike diagram is soos 'n visuele taal. Elke lyn, elke etiket is soos 'n woord met 'n baie spesifieke, ononderhandelbare betekenis. Dis die taal van feite, nie van gevoelens nie. So, wat's die doel? Heel eenvoudig. Wys presies wat nodig is, niks meer nie en niks minder nie. Die groot woord hier is minimalisme. Kom ons sê jy teken 'n voël, dan teken jy net die voël. Al die agtergrondgoed, die blare, die lig, die takkies, dit verdwyn. Hoekom? Want dit is net visuele geraas wat kan verwar. En in die wetenskap is verwarring die absolute vyand. Duidelikheid is waarvoor ons mik. OK, dis nou genoeg van die hoekom. Kom ons word 'n bietjie meer prakties. Om presies te kan teken, het jy natuurlik die regte gereedskap nodig. Maar moenie stres nie. Die lys is lekker kort en eenvoudig. En dis letterlik al wat jy nodig het. 3 klein goedjies. Eerstens, 'n baie skerp potlood, verkieslik 'n 2B. Hoekom 2B? Want dit gee jou daai mooi, skoon, donker lyne wat maklik is om te sien. Dan 'n skoon uitveer. Dis nogals belangrik, want foute gebeur en netheid is alles. En laastens, die liniaal. Kyk, hierdie een is nie onderhandelbaar nie. Elke enkele reguit lyn, of dit nou 'n byskriflyn of 'n onderstreping is, moet met 'n liniaal getrek word. Geen uitsonderings nie. Reg, ons het ons gereedskap. Nou is dit tyd vir die lekker deel, die tekenwerk. Ons gaan hierdie proses in 'n paar eenvoudige, maklike stappe opbreek. So kan jy 'n skoon, akkurate fundament bou waarop ons later ons byskrifte kan plaas. Hier is die 4 hoofstappe vir die tekening self. Nommer 1. Maak dit groot en duidelik. Moenie bang wees om die spasie op jou bladsy te gebruik nie. Nommer 2. Gebruik 'n eenvoudige, duidelike aansig. Gewoonlik is 'n sy-aansig die beste. Nommer 3, en ons het hieroor gepraat, minimalisme. Sluit net die noodsaaklike detail in. En dan die laaste groot reël en luister nooi. Absoluut geen skakering of inkleuring nie. Hoekom nie? Want skakering kan verkeerlik lyk soos 'n tekstuur of 'n kleur en dit kan belangrike detail wegsteek. Dink aan jou diagram soos 'n tegniese bloudruk, nie 'n prinswerk nie. Nou ja, 'n tekening is een ding, maar sonder byskrifte is dit eintlik maar net 'n prentjie. Dis die byskrifte wat die betekenis daaraan gee. En soos jy seker al kan raai, is daar 'n paar baie streng reëls om seker te maak hierdie byskrifte is perfek duidelik. So, nou het jy hierdie pragtige, skoon tekening. Maar hoe gemaak met die byskrifte? Want glo my, 'n perfekte tekening kan heeltemal nutteloos raak as jou byskrifte slordig is. So, hoe doen ons dit reg? Kom ons kyk na die reëls. Sjoe, kyk net 'n bietjie na die verskil hier. Dis soos dag en nag. Aan die linkerkant het ons perfekte duidelikheid. Aan die regterkant pure chaos. Die reëls is eintlik baie eenvoudig. Gebruik altyd 'n liniaal vir jou byskriflyne. Jou lyne mag nooit oor mekaar kruis nie. Dis 'n groot nee. Hulle moet ook presies na die deel wys wat jy benoem. En al die teks netjies en horisontaal gedruk. Daai deurmekaarspel aan die regterkant met die vryhandlyne en pylpunte en alles wat skeef is, dis presies wat ons ten alle koste wil vermy. Hierdie diagram van die blom is 'n uitstekende voorbeeld van hoe dit gedoen moet word. Kyk mooi, elke lyn is met 'n liniaal getrek en raak presies aan die deel wat benoem word. Sien jy enige pylpunte? Nee. Sien jy lyne wat mekaar kruis? Glad nie. Al die byskrifte is netjies aan die kant gerangskik en die teks is perfek horisontaal. Dit is die professionele standaard waarna ons streef.
Ons is amper daar. Die laaste paar stappies is nie om seker te maak jou hele diagram met die regte opskrif en om te verstaan hoe belangrik dit is om konsekwent te wees, selfs al verskil die riglyne hier en daar. Goed, laastens, elke diagram het 'n opskrif nodig. Dis nie opsioneel nie, dit moet beskrywend wees en gewoonlik begin dit met iets soos 'n wetenskaplike diagram van en dan sê jy wat dit is. En daai onderstreping, natuurlik met 'n liniaal. Nou, party mense sit die titel bo, ander sit dit onder. Die mees algemene manier is om dit onder die diagram te plaas, maar maak altyd seker wat jou spesifieke opdrag of jou onderwyser van jou vra. Hier's 'n pro-wenk, jy gaan soms agterkom dat die riglyne 'n bietjie verskil. Een boek sê die titel moet bo wees, 'n ander een sê onder. Een bron sê byskrifte moet in pen wees, 'n ander sê potlood. So wat doen jy dan? Die antwoord is eenvoudig. Luister altyd na jou instrukteur of jou skool se reëls eerste. Hulle wen altyd. As jy geen spesifieke reëls gekry het nie, kies dan net een manier en wees konsekwent. Netheid en konsekwentheid is op die ou end die heel belangrikste. Reg, so as jy net 'n handjievol dinge van vandag onthou, laat dit hierdie wees. Die goue reëls. Gebruik 'n skerp potlood, trek alle reguit lyne met 'n liniaal. Hou jou tekening eenvoudig, benoem duidelik en horisontaal, geen pylpunte nie en absoluut geen skakering nie. As jy hierdie 6 reëls volg, is jy 99% van die pad na 'n perfekte wetenskaplike diagram, ek beloof jou. So ek wil julle met hierdie een gedagte los. Om 'n goeie wetenskaplike diagram te kan teken is soveel meer as net 'n vaardigheid vir 'n toets. Dit leer jou om regtig fyn waar te neem, om die kern van 'n idee raak te sien en om daai idee so duidelik as moontlik oor te dra. So my vraag aan jou is, wat kan 'n duidelike diagram soos hierdie vir jou wys, wat 1000 woorde nooit sal kan nie? Dankie dat julle vandag saam met my geleer het.